Genesis 17. God verander die naam van Abram en stel die besnydenis in. Toe Abram 99 jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê, Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abram op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, Want my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abram gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore, en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En wat manlik is, en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voorkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, Kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? En Abram sê aan God, Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig. Toe antwoord God, Voorwaar jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 borste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het God van Abram af opgevaar. Daarom neem Abram sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abram, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abram was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is, en sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore, en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny.